Goeiemôre, dis opstandingssondag. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Kom ons groet mekaar op dieselfde manier wat die kerk mekaar deur die eeue gegroet het op hierdie wonderlike dag. Ek sê, die Here het opgestaan, en jy antwoord, die Here het waarlik opgestaan. Kom ons probeer dit. Die Here het opgestaan. Kom ons sê dit weer 'n keer. Ek sê, die Here het opgestaan. Jy sê, die Here het waarlik opgestaan. Die Here het opgestaan. En 'n derde keer. Die Heer het opgestaan. Vandag is 'n baie groot dag in die geskiedenis van ons geloof. Vandag is die dag dat Jesus die dood oorwin het. En ek hoop dat vandag se boodskap, se digitale diens vir jou iets sal beteken. Ek wil vir ons lees 'n redelike lang gedeelte uit Johannes 11 uit. Dis die verhaal van Jesus wat vir Lazarus uit die dood uit opwek. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in al die ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat aan die wêreld toe moes kom. En nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Toe vra hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy, wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Het was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit was al die 4de dag. Toe sê Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kon huis toe gaan. Jesus wek vir Lazarus uit die dood uit op. En daar is baie ooreenkomste tussen Jesus en Lazarus, maar Jesus het hier vir ons iets kom wys. 'n Paar dinge kom wys oor die dood en die opstanding van die dood en hoekom hy gekom het om die dood te kom oorwin. Want die dood is ons grootste vyand. Nie my eie dood nie, maar die dood van my geliefde. Dis my grootste vrees. My vrou of my kinders of iemand naby my moet sterf.
Jesus staan by Lazarus graf en hy huil. Hy is ook hartseer. Dis ook God se grootste vyand. Dis vir God so groot vyand dat hy aarde toe gekom het om dit te kom oorwin. Vers 4 dink ek is die sleutelvers in hierdie gedeelte waar toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hierdie opstanding het oor God gegaan. Alles gaan altyd oor God. Maar as dit oor God gaan, dan gaan dit altyd oor liefde en oor hoop en omgee. God tree op om ons op te bou in ons belang, al lyk of voel dit nie so nie. Want sien, God het ons baie lief. Kyk wat staan in Johannes 13 vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus het 4 dae gewag voordat hy Betanië toe gegaan het, daarna Lazarus toe en hom uit die dood opgewek het. Hoekom het hy 4 dae gewag? Hy wou iets wys. Wat wou hy wys? Jesus wou die wonderbaarlike mag van God wys. Jesus wou wys dat God mag het oor die dood. En dat God gekom het om die dood te kom oorwin. Openbaring 1 vers 17 en 18. Moenie bang wees nie, sê Jesus. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Jesus het die sleutels van die dood en die doderyk. Hy het mag oor die dood. Die opstanding en die dood los nie al ons probleme op nie. Dit is nog steeds baie swaar. Dit is nog steeds deel van ons lewe. Ons struggle met die dood is nou nie beskikbaar verby omdat dit opstanding Sondag is nie. Ons is nog steeds hartseer. Ons geliefdes is nog steeds nie meer hier nie. Dis nie een van 'n towerknoppie wat ek druk en al my swaar kry word uit die weg geruim nie. Die opstanding is 'n uitdrukking van God se getrouheid. Die opstanding is God se manier om vir ons te wys dat niks ooit verlore gaan nie, dat niks ooit gemors word nie. Alles is in God se hand. Wat aan God behoort, sal nooit ooit verlore gaan nie. Wat bedoel ek daarmee as ons sê dat die opstanding en die dood wys God se getrouheid? Dit gaan nie om wat die lewe of die dood of die sonde of die mense of wat ook al na ons kant toe gooi nie. God bly getrou, hy bly vir my lief, hy stoot my nooit ooit weg nie. Jesus kom langs my in, hy trek saam met my in die juk, hy trek saam met my die ploeg deur die grond, hy ondersteun my, hy sal my nooit los nie, hy staan altyd by my, geen nie om wat se terrible ding in my lewe gebeur nie. God sal dit gebruik. Geen nie om wat se terrible ding in my lewe gebeur nie. God sal dit gebruik. Sy motief is altyd liefde. Sy motief is altyd ons beswil. Sy motief is altyd om ons te bou en om ons beter mense te maak. Te midde van die tragedie van die dood wat so gereeld aan ons deur kom klop. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Ek wil dit ook vir in die boodskap lees. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons beswil uit. Is God se doel en ons beswil dieselfde ding? Ja. Maar nie van ons kant gesien nie, van God se kant af gesien. Maar kyk mooi wat staan hier. Ons is lief om te sê dat God alles ten goeie laat uitwerk. Maar dit is nie heeltemal wat hier staan nie. Hier staan
God sal alles ten goeie laat uitwerk vir die wat vir hom lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, God laat dit vir ons ten goeie uitwerk op grond van dit wat hy besluit. Op grond van sy plan vir ons lewe. Op grond van wat hy dink vir ons die beste is. En dit is die beste. Dink was tragedie sou dit gewees het as mense oor hierdie goed moes besluit. Maar mense doen nie. God doen. God het 'n plan vir ons lewe, net soos by Lazarus. Dit gaan nie oor Lazarus nie. Dit gaan ook nie oor ons nie. Dit gaan oor God. Dit gaan altyd oor God. Ons sê maklik, God het 'n doel daarmee. Wat bedoel ons? Is dit so dat God iets swaars oor ons pad laat kom, sodat hy 'n doel met ons kan bereik? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink daar kom swaar goed oor ons pad. Die dood kom oor ons pad en dan gebruik God daai tragedie om sy doel met ons te bereik. En wat is God se doel met ons? Dit staan onder andere in 2 Petrus 3 vers 9, maar dit staan in die hele Bybel vol. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. God wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, en hy wil hê dat almal hulle moet bekeer, almal hom moet dien. Hoekom? Hoekom wil God dit hê? Want dit is wat 'n goeie lewe is. Dit is wat 'n vol lewe is. Dis wat die lewe die moeite werd maak. Vir God gaan dit nie oor beheer nie. Vir God gaan dit oor ons en daarom, omdat hy sien hoe swaar die dood en die sonde ons laat kry, daarom het hy sy seun gestuur om die dood te kom oorwin en om soos ons vandag vier, opstanding Sondag te vier. Ek het die afgelope weke het ek by die Bybelstudies die storie van Stefanus gedoen. Saulus wat daar by Stefanus gestaan. Stefanus is gestenig. En dit is 'n terrible ding wat gebeur het. Maar dan staan daar in die Bybel dat as gevolg van die steniging van Stefanus het Saulus en die ander mense, die Christene, begin vervolg, en soos die Christene die hele wêreld in versprei. En so het God die geweldig tragiese ding van Stefanus se dood, Stefanus wat met klippe dood gegooi is, gebruik om die evangelie deur die wêreld te versprei. Sien, dis hoekom ek in die begin gesê het, God mors niks nie. Enige tragedie wat gebeur, maak God die moeite werd. My eie pa is op 41 oorlede. Wat kan goed wees daarin? Ek is sonder 'n pa groot geraak. Wat kan goed wees daarin? Vandag as ek terugkyk daarop, dan besef ek, dis die slegste ding en die beste ding wat ooit met my kon gebeur het. Ek het 'n wonderlike ander pa gekry. En vandag besef ek die geweldige groot waarde van 'n vaderfiguur, en ek vra die Here om vir my te help om 'n goeie vaderfiguur vir my kinders te wees. En in die gemeente wil ek dit ook graag vir mense gee. Die terribelste ding raak die beste ding. Jesus se opstanding was weggesteek. Dit was nie 'n groot duidelike gebeure in daai tyd nie. Min het daarvan geweet. Dus eintlik het die vrouens wat daar vroeg by die graf gekom het, en toe het hulle teruggegaan vir die disippels gaan vertel, die helfte van hulle het dit nie geglo nie, en toe het 'n paar van hulle na die graf toe gehardloop. So dit was so, as ek nou reg tel, tussen 15 en 20 mense wat daarvan geweet het, net sy naaste vriende, sy geliefdes, vrouens wie se woord nie eers op daardie stadium in die hof aanvaar word nie. Hoekom is Jesus se opstanding so weggesteek? Ek dink dit is toonend van die dood en swaar dinge in ons lewe. Dit is baie moeilik om God se hand in die dood raak te sien. Dit is baie moeilik om God se liefde daarin raak te sien. Hoe is God in siekte en tragedie? As ek dit vir mense vra, dan vat hulle dit gewoonlik verkeerd, want hulle dink gewoonlik dat ek sal vra, dis God wat dit gedoen het. Maar dis nie God wat dit doen nie. Dis die dood en die sonde wat deel is van hierdie wêreld.
En dan gebruik God hierdie goed om sy doel met ons te bereik. Hy gebruik dit om ons te bou, om sy liefde vir ons te wys, om hierdie lewe vir ons meer draaglik te maak. As ek nou dink aan dit wat ek nou gesê het oor my pa wat gesterf het, weet jy, dit was nie 'n maklike ding om te kry, om te besef dat 'n slegte ding eintlik 'n goeie ding is. Dit het my jare en jare en jare van struggles gevat om dit te vind en om dit te sien dat God in beheer was en ten spyte van die dood het hy vir my liefde kom wys en het hy vir my iets gegee, 'n geweldige groot geskenk wat ek op geen ander manier sou gesien het nie. En sodoende is daai dood van my biologiese pa nie gemors nie. En nou gee Jesus vir ons die opdrag. Hy sê vir ons, daai liefde wat hy vir ons kom wys het, daai dinge wat hy vir ons kom wys het, daai moet ons met ander mense gaan deel. En so kom dit weer by God se doel uit. Hy wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. Dit gaan alles oor sy liefde. Sy liefde. Die wêreld het nie notisie geneem van Jesus se dood en opstanding nie. Hulle weet nie eers van dit nie. Net die saam met wie hy brood gebreek het, hulle het die leë graf gesien, net hulle het geweet, maar hulle het ook op daardie stadium nie lekker verstaan nie. Want as jy binne in die tragedie is, dan verstaan jy nie altyd so lekker nie. Dit kom eers later, moeilik, stadig, weggesteek na jou toe, en op daai manier kom stort God sy liefde op jou uit. Dit was hierdie weggesteekte stil moment waar die wêreld verlos het van die kettinge van die dood. Jesus se opstanding wys ons dus veral twee dinge. 1. Dit wys vir ons God is getrou. Hy staan altyd by ons. Hy gee ons altyd sy liefde. Hy help ons en slyp ons en gee ons 'n goeie lewe. Hy gebruik selfs die gevolge van die sonde om ons te wys hy is getrou en hy is lief vir ons. Ten tweede, dit is weggesteek. Dit is moeilik om te kry, God se wil. Sy doel van liefde is nie maklik om te kry nie. As ons geduldig soek na God se hand, sy liefdevolle hand in die gebeure in ons lewe, dan sal ons dit mettertyd kry, maar is weggesteek. En ons soek partymal baie lank daarna, maar moenie ophou soek nie, want God mors niks nie. Dit is daar ergens. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U gesterf het, die grootste tragedie, het die grootste wonderwerk, die grootste seën geword. Dankie dat U uit die doodheid opgestaan het en dat ons dit vandag kan vier. Here, dankie dat U geen tragedie in ons lewe ooit sal mors of verniet sal laat wees nie, maar dat U dit alles sal gebruik om ons en die wêreld na U toe te trek, sodat ons almal U liefde kan beleef. Here, U opstanding is baie keer bietjie weggesteek, die doel met ons lewe. Toon dit aan ons, Here. Wys dit vir ons, sodat ons U liefde kan sien. In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen.